Ons wil vir al ons luisteraars baie welkom sê by ons splinternuwe program Gesels Bietjie Les. Hierdie program word aangebied deur myself, Armin Kritzinger, en ook deur ons gas vandag, Hilmer Carolus. Hilmer, baie welkom, is baie lekker om jou hier op ons nuwe program te hê. Baie dankie Armin, is baie lekker om hier te wees en ek sien uit daarna om bietjie te gesels oor die les. Gesels bietjie les, dis die naam van ons program. So vir die van julle by die huis wat wonder waar gaan hierdie program, die doel van hierdie program is om bietjie diep te delf in die Sabbatskoolles, die volwasse Sabbatskoolles van die Sevende Adventiste Kerk. En vandag gaan ons begin met ons eerste episode, is les nommer 8. So voordat ons begin, vra ek vir Hilmer, as jy asseblief vir ons 'n openingsgebed sal doen. Onse Vader in die hemel, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om die les te kan studeer. Baie dankie vir almal wie ook in sal skakel, almal wie hierdie video sal sien. Ek bid Here dat U vir ons as studente sal inspireer met deur die Heilige Gees om te kan verstaan dit wat U in U woord vir ons sê. Baie dankie vir selfs die wyse waarop ons kan deel met ander, en ek bid dat U al hierdie tegnologie in U hande nou sal neem, in Jesus naam, amen. Amen, baie dankie Hilmer. Vir die van julle by die huis, onthou ook, onder hierdie video is daar e-posadres, trusthiswordnow@gmail.com, waar julle enige Bybelvrae en kommentaar ook van ons kan stuur, en daar's ook 'n ander link daarso vir 'n webwerf, trusthisword.com, waar julle Bybelmateriale kan vind. So ons eerste les wat ons mee gaan begin, Hilmer, is die tweede kwartaal van 2025 en is les nommer 8. Die titel van hierdie les is In die Psalms deel 1. So dit berei ons klaar voor ons weet volgende week kom maar 'n deel 2. Die geheeteks vir hierdie les kom van Openbaring 14 vers 1. Ek sal dit vir ons lees. Dit sê: En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144,000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskryf. Sabbatmiddag se deel van die les, as ek dit vinnig vir ons moet opsom, sê vir ons dat as ons kyk na die boek Openbaring, is daar baie lesse wat ons in die Ou Testament se stories en se boeke kan kry, wat ons kan toepas om ons te help om Openbaring te verstaan. Die les sê vir ons dat Psalm help ons selfs om Openbaring 14 te verstaan. En as Sevende Adventiste weet ons dat Openbaring 14 is 'n belangrike hoofstuk vir ons. Dit is waar ons nie net daai 144,000 kry nie, maar ook die missie basie van ons kerk, die 3 engele boodskap, om die evangelie te verkondig in die konteks van daardie 3 engele boodskap. Dit sê hierso vir ons op Sabbatmiddag se les, dit sê hierso vir ons, God se eindtyd volk het net soos Israel 'n opdrag ontvang om 'n lig vir die nasies te wees. Hilmer, vir die van ons vriende wat by die huis besig is om te luister na hierdie video en hulle wonder by hulle self. Die Here het vir ons 'n opdrag gegee om 'n lig te wees. Prakties, hoe kan ek, hoe kan jy, hoe kan iemand wat luister na hierdie video, hoe kan ons 'n lig wees vir mense rondom ons? Ja, dis interessant dat ons hou nie net die lig nie. Jy weet, as ek 'n flits het en ek hou dit vir iemand, dis nie ek self wat die lig is nie. Maar Jesus sê uitdruklik, julle is die lig, jy is die lig. So as ek 'n lig is vir ander, dan moet dit wees dat my karakter, my gesindheid, self, dit moet eintlik die beste vorm van die lig wees wat ek verkondig. Dis nie net die woorde wat ek gee nie, nie net dit wat ek uiter nie, maar selfs die dade wat ek doen, dit wat mense in my sien, dit is vir onsself dan om die lig te wees. Ja nee, dit is baie mooi daarso gestel. En dit het my laat dink aan hierdie vers in Johannes 18 vers 12. Dit sê vir ons, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. So ons is nie die lig nie, maar wanneer ons Jesus in ons lewe aanvaar, dan is ons die lig in 'n sekere sin, omdat hy sy lewe binne in ons uitleef. So ons is miskien nie die oorspronklike bron van die lig nie, maar ons word daai lig wanneer ons Jesus toelaat in ons lewe. En dit sê daarso vir ons, wie my volg. So dis nie net wie na hom luister nie, of wie glo dat hy 'n historiese persoon was nie, maar dis mense wat volg. So dis wanneer ons doen wat hy sê, so ons aksies, ons karakter, net soos wat jy daar gesê het. En dan om dit terug te bring na Psalm toe, in Psalm 119 vers 105,
baie bekende Bybelvers, een van my gunstelinge, het sê, "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad." So dis die woord wat die lig is. Want onthou, in die begin, Johannes sê vir ons dat Jesus is die woord, in Johannes hoofstuk 1. So Jesus is die woord, is die lig, die woord is die lig. As ons die woord deel maak van ons lewe, dan sal ons die lig kan wees vir die mense rondom ons. So definitief vir ons kykers daar by die huis, as jy wonder, hoe kan jy 'n lig wees in jou familie, by die werk, vir die mense rondom jou? Ons kan 'n lig wees wanneer ons Jesus toelaat in ons lewens en wanneer ons volg wat hy vir ons sê. Hiermee dit bring ons by Sondag se deel van die les, ons hoë priester. En dit vra vir ons om te lees uit Hebreërs 9 vers 11 tot 15. So ek gaan dit vir ons oopmaak daarso en dan gaan ons vinnig daarna kyk. So Hebreërs 9 vers 11, ek sal dit vir ons lees en dan sê jy vir ons Hilmer, wat is die werk wat Jesus vir ons doen volgens hierdie verse daarso in die hemelse tempel? Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. So, en daarom is hy middelaar van die Nuwe Testament, sodat terwyl daar dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. So Hilmer, as ons kyk na hierdie deel in Hebreërs hoofstuk 9, wat sê dit vir ons oor wat Jesus besig is om vir ons te doen as ons hoëpriester in die hemelse heiligdom? Ja, dit is vir ons wat hy dit doen, dis 'n goeie, die vraag is mooi gestel, dit is vir ons, want soms voel ons en soms mense glo nie dat daar enige iets nou nog gebeur in 'n heiligdom nie, soos ons voorheen gesê, daar is wel een in die hemel en dit het 'n effek op ons. Dit het 'n impak op ons lewens. Vernaam wanneer dit kom by ons saligheid. Jy sien, want Jesus as hoëpriester is hy besig om sy eie bloed te offer op ons onthaalwe. Ons is die een wat ek is die een wat gesondig het. Ek het die wet oortree en die loon van die sonde is die dood, maar Jesus het daardie loon vir my betaal met sy eie bloed, nie met die bloed van lammers en kalwes en ander diere nie, maar dit is sy eie bloed wat hy voor die Vader stel op my onthaalwe en vir my, en met daardie selfde bloed sê 1 Johannes 1 vers 7 reinig hy my van alle sonde. Jy weet, Paulus sê dat alles wat sonder geloof gedoen word is sonde. En daar is baie dinge wat ek het opgegroei in 'n Adventiste huis, in 'n Christelike huis, maar daar is baie dinge soos ek opgegroei het wat ek wel niet gedoen het omdat ek gesê was om dit te doen. Dit was nie uit geloof gedoen nie. Jy weet, en selfs as 'n volwassene is daar baie dinge wat ek al in die verlede gedoen het wat goed klink en wat vir mense ook goed is, goed lyk, maar omdat daar in my hart omdat dit nie gedoen was uit my hart, uit geloof in my hart nie, is dit ook, as ek vir Paulus moet volg, is dit ook dooie werke, is dit ook sonde, jy weet, en dit moet ook die dinge wat ons goed gedoen het sonder geloof, en selfs die sonde wat ons, die slegte dinge wat ons ook gedoen het, al hierdie dinge moet ek vanaf gereinig word, en Jesus, sy naam is Jesus, want hy sal my red van my sonde af, en om werklik Jesus te wees, met daardie naam Jesus, doen hy hierdie werk, om my te reinig, volgens vers 14 sê, hy reinig ons gewetens van dooie werke, en dan offer hy homself op, deur die ewige gees, en al hierdie dinge het te doen met my ewige lewe, sodat ek waarlik die ewige lewe kan beerwe en ook in die toekoms en selfs nou uitleef. Ja, dis baie mooi hoe jy dit daar so gestel het. Ja, veral die reiniging van die dooie werke en so wat Jesus dan besig is om die
tempel in die hemel te reinig, so is hy ook besig om ons as mense, as die tempel van God ook te reinig. Daar's hierdie belangrike verhouding tussen wat in die hemelse tempel gebeur en wat in ons lewens gebeur. Dan as ons kyk na die laaste deel daarso van Sondag se les, dit sê vir ons, jy weet, baie dele van die tempel, dit sê vir ons, jy weet, die brode, die 12 brode in die tempel verteenwoordig, jy weet, hoe ons afhanklik is van die Here vir fisiese kos en vir geestelike kos, baie simboliese goeders wat ons sien in die tempel, in die heiligdom, wat betekenis het vir ons in ons alledaagse lewe, en so, vir ons kykers by die huis, ek sal definitief voorstel, 'n fantastiese boek, Patriarge en Profete, het 'n hoofstuk oor die heiligdom en die tipe dienste wat in die heiligdom plaasgevind het, wat alles baie mooi prakties vir ons maak. So, onder die video sal ek 'n link daarso sit, waar jy daai boek gratis aanlyn sal kan lees, en jy kan net soek vir daai hoofstuk, en daar's regtig baie mooi dinge wat ons daarso kan lees. In Psalm 122, sê dit vir ons, al kan ons nie letterlik na die aardse huis van die Here kan gaan nie, want dit is nie nou meer op die aarde nie, watter elemente kan in hierdie Psalm gevind word, wat ons kan aanmoedig oor wat Christus vir ons gedoen het. So vinnig Psalm 122 vir ons oopmaak, sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof. Want daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Bid om die vrede van Jerusalem, mag hulle wat jou liefhet rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Terwille van my broers en my vriende wil ek spreek vrede in jou. Terwille van die huis van die Here, onze God, wil ek die goeie vir jou soek. Ilmer, vir ons luisters by die huis, wat 'n praktiese lesie kan ons leer hierso uit Psalm 122? Kom ons gesels 'n bietjie les. Wat kan ons kry hierso uit Psalm 122? Ja, hierdie Psalm gee vir ons 'n prentjie van hoe 'n geredde persoon sy lewe ervaar in 'n op 'n sondige wêreld, of in 'n sondige wêreld. Dis mooi gestel, ja. Dat daar selfs dit sê dat wanneer ek daar na die, jy weet, ons gebruik dit altyd as ons kerk toe gaan, dit was goed om die teenwoordigheid van die Here te wees, en daar's blydskap, Armin. Jy weet, in 'n wêreld waar alles net bedroef lyk en alles so onsmaaklik is daar nog steeds tye wat ons blydskap kan ervaar, en ons kan dit selfs ervaar ten spyte en in die midde van hy droefheid. Jy weet, en dit is die ervaring wat God se kinders het wanneer hulle aan hom behoort en vir hom volg en gereinig is deur hom. Daar's vrede. Weet, vrede, al die dinge wat in hierdie wêreld op die oomblik gebeur, die oorloë wat plaasvind, daar's broer wat teen broer opstaan, al die dinge is tekens, ja, maar die Christen, die volgeling van Christus het vrede. En jy weet, ek weet jy het dit al ervaar al, en dat jy dit elke dag ervaar. Ek weet wat dit is om sonder daardie vrede te leef as 'n volwassene, en ek weet ook wat dit is om saam met daardie vrede te leef. En ek kan vir jou sê, daardie vrede wat jy het wanneer jy skoon gewas is van alle sonde waarvan jy weet, omdat jy dit jy weet, gebely het en dit ook bekeer het van jou sonde, weggeloop het daarvan. Ja, jy het weggeloop daarvan. Om daardie vrede te hê, ten spyte van wat in hierdie wêreld aangaan, is iets wat geld nie kan koop nie. Dis slegs die bloed van Jesus wat dit ook vir my bring en verkoop het. Daar's trone van oordeel in Psalm 122, en daardie oordeel is altyd regverdig. En ons bly in 'n wêreld weer eens, en ek moet hierdie comparisons maak, nee, van hoe die wêreld is en hoe die Christen in hierdie wêreld is. Jy weet, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons loop nie met ons hoofde af die hele tyd nie. Ons harte is nie bedruk soos die wêreld dit sou hê nie, maar ons het daardie vrede en voorspoed. Vrede en voorspoed kry ons en is daar vir die wie in God se teenwoordigheid is. En dit waarom die psalmdigter kan sê, dit is
vreugdevol om in sy teenwoordig te wees. Daar's blydskap vir die wat in sy teenwoordigheid is. Ek hou van hoe jy begin het, weet jy geantwoord het, toe sê jy, dit praat van, weet, mense wat hulle lewe vir die Here gegee het, of die Here se mense. Weet, Ilmer, baie keer dan vat ons dele in die Bybel, beloftes in die Bybel, en ons wil hierdie mooi beloftes toepas in ons lewens, wanneer ons eintlik nie in 'n reddende verhouding met Jesus is nie. Want die woorde klink mooi, en jy weet, die Here gaan vir ons sorg, en jy hoef niks te vrees nie, hy sal nie toelaat dat jy versoek word bo wat jy kan verdra in jou lewe nie, maar baie van hierdie beloftes in die Bybel is spesifiek eintlik vir mense wat hulle lewe oorgegee het aan die Here, en nie net vir die mensdom as 'n geheel nie. So dit is definitief iets om na te kyk. Maandag vertel vir ons, daarso op die berg Sion, so in Openbaring 14, lees ons van die 144,000 wat staan op die berg Sion, en ek het al voorheen gesê, en ek sal weer sê, of dit nou letterlik op die berg Sion is, en of dit nie letterlik op die berg Sion is nie, dit pla my regtig glad nie. Ek is oop vir enigiets. As hulle regtig op die berg is, dan is hulle nou maar regtig op die berg, en as hulle nie op daai berg is nie, dan is hulle nie op daai berg nie. Die belangrike ding vir my is, ek wil weet hoe om deel te wees van daardie groep mense. En dit is eintlik 'n vraag wat hierso in die les uitkom. As ons kyk hierso na hierdie leesdeel, ons gaan nou kyk na die vers, dit sê vir ons so, hoe kan jy by hierdie groep aansluit? Dis die belangrike vraag wat ons in 'n oomblik by gaan kom. So as ek gaan kyk nou na die deel wat hulle daarso vir ons sê om te lees, so ek gaan Psalm 15 daarso vir ons oopmaak. Dit sê vir ons, Psalm 15, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. So daar sit ons klaar die antwoord op die vraag. Wie is die mense wat mag woon op die heilige berg? En op die konteks van die les, bedoel hulle die heilige berg is nou daarso waar die 144,000 staan. En dit sê, dit is die mense wat opreg wandel, en dit is die mense wat geregtigheid doen. Dis die tipe mense wat op die berg gaan staan. So, nou kom die vraag daarso in. Dit sê vir ons, hoe kan jy by hierdie groep aansluit? Okay? Hilmer, as iemand deel wil wees vir die 144,000, ons het net hierso gepraat van voorwaardes en al hierdie tipe dinge, hoe kan 'n persoon deel wees van die 144,000? Of dit nou 'n letterlike nommer is, of 'n figuurlike nommer is, die belangrike vraag is, vir iemand daarso by die huis, jy vra vir jouself, hoe kan jy deel wees van hierdie groep? Want hierdie groep is definitief mense wat gered is, hulle staan saam met die lam op die berg. Hilmer, hoe kan ons deel wees van daardie groep mense? Wanneer ons kyk in Psalm 15 en ook in Openbaring 14, die beskrywing van hierdie groep mense wat staande bly op Sion, dan kan ons sien, dis nie net Christus se eienskappe wat daar voorkom nie, dis die eienskappe van die mense. En natuurlik het hulle daardie eienskappe deur geloof in Christus. Christus se geregtigheid het vir hulle, nie net vir hulle hulle sondes vergewe nie, maar ook vir hulle bevry en bemagtig om oorwinning oor sonde te hê. En dis waarom daardie kenmerke aan hulle toegeken word. En ons weet, dis omdat hulle die lam volg waar ook al hy gaan. Daar's opregtheid daar's waarheid, reinheid, geen bedrog nie, integriteit en eerbied vir God. Hierdie is die kenmerke van daardie mense. Nou, hoe sluit mens aan by dit? Wel, ek kom na God toe, elendig kom ek na hom toe, sondig kom ek na hom toe. Ek kom na hom toe met ongerechtigheid. Al my gerechtigheid is soos vuillappe voor hom. En dan kom sê ek, Here, ek is niks. Maar ek kyk na Jesus toe en hy is alles, terwyl ek niks is. Ek aanvaar wat hy op die kruis vir my gedoen het. Ek aanvaar sy vergifnis vir my sonde. Ek aanvaar ook deur geloof nie net sy dood nie, maar ook sy lewe en die lewenstyl wat hy uitgeleef het hier op aarde. Ek word, en dis wat redding bring, Romeine 5 vers 10 en 11 sê, dis nie net deur sy dood wat ons gered word nie, maar dis deur sy lewe wat ons ook gered word. Ja, dis reg. En dis albei belangrik, want baie mense voel vergifnis is maar al. Baie mense voel dat sodra hulle vergifnis gevra het Jesus, die lied wat ons so baie om te sing, Jesus paid it all. En dat as ons sing dit asof daar niks meer vir ons aangebied word nie. En terwyl Christus veel meer wil doen as wat ons eintlik wil hê, jy weet, of mag hê. En hy sê, ek wil jou nie net
jou sondes vergewe nie, maar ek wil vir jou ook bemagtig om oorwinning oor sonde te behaal. Ja, en so dit is baie mooi gestel. Dis die enigste rede hoekom ons sal moet vrees vir die oordeel is wanneer ons kom met ons eie werke en ons eie lewe en ons nie Jesus het wat vir ons instaan en wat in ons lewe nie. En jy het 'n belangrike ding gesê, Jesus offer vir ons soveel meer. Mense dink is net vergifnis, maar soveel meer wat hy vir ons wil gee. Dis asof jy baie skuld het en iemand kom en hulle sê vir jou, ek betaal al jou skuld van die verlede, maar ek wil ook jou lewe verander sodat jy in die toekoms nie weer gaan skuld opbou nie. En dan sê jy nee, dis genoeg. Dankie dat jy vir my die skuld betaal het vir gister, maar ek gaan nou maar net my lewe soos wat ek wil en dan eindig jy weer op met al die skuld. En so wat jy ook genoem het is, ons kom na Jesus toe met ons geregtigheid of die dinge wat ons dink wat goed is, wat eintlik soos vuil lappe is. Maar die goeie nuus is, dat wanneer Jesus oorneem in ons lewe, dan is die geregtigheid nie meer soos vuil lappe nie, want is sy geregtigheid dan in ons lewe. En hoe hartseer is dit dat baie keer hoor ons selfs Christene wat sê, jy weet, nadat jy Jesus aangeneem het, is jou geregtigheid nog steeds soos vuil lappe en al hierdie tipe dinge, wat as Jesus in jou lewe is, en hy lewe homself uit in jou lewe, hoe kan die geregtigheid dan nog steeds soos vuil lappe wees? Ons kan dan, dit is, as ons 'n bespotting maak van Jesus. As ons kyk hierso na die les, die les sê vir ons hierso in 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons nog nooit gesondig het nie, leer die Bybel die waarheid is nie in ons nie. Nou baie mense, hulle kyk na daai vers en is waar, want niemand word gebore met 'n kennis van Jesus nie, en so definitief, almal van ons het gesondig in ons lewe, en daar's nie 'n waarborg dat jy nie môre gaan sondig of die dag daarna, as jy nie Jesus in jou lewe het nie, maar die belangrike ding is, hierdie vers sê nie, vir jou, luister daar by die huis, dat daar's geen hoop vir jou nie, dat jy gaan nou maar net aanhou sondag vir die res van jou lewe. Dit is nie goeie nuus nie, dit sal slegte nuus wees. Stel jou voor dat jy gaan hospitaal toe en die dokter sê vir jou, ek het goeie nuus vir jou, jy is siek en jy gaan siek wees vir die res van jou lewe. Dis nie goeie nuus nie, dit is slegte nuus. Die goeie nuus is as die dokter vir jou sê daar's 'n geneesmiddel wat jou kan help sodat jy nie so siek hoef te wees nie. Hilmer, nou kom ons hierso by die vraag aan die einde van hierdie dag se les. Dit sê, dink na oor al die beloftes om sonde te oorwin. Waarom, selfs met al daardie beloftes, vind ons dat ons kort kom aan die volmaakte voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het? En waarom het ons sy volmaakte lewe as ons plaasvervanger nodig? Met dit wat jy voorheen gesê het, wil ek ook aan hierdie vraag beantwoord. En ek wil ook aan Galasiërs 2 vers 20 wil ek ook voorlees. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Ek dink die rede waarom ons, nadat ons na Jesus toe gekom het, nadat hy ons gereinig het, volgens skrif is dit eintlik baie eenvoudig. Die rede waarom ek dan val, as ek val, of kort kom, is nie omdat Jesus se bloed die krag verloor het nie, maar liewer dat Jesus nie meer in my is nie. As Paulus sê, wanneer ek 'n lewe van geloof leef, dan dit beteken Christus is in my. So as Christus in my is, dan volgens 1 Johannes 3 vers 8, dan kan ek nie sondig nie. Jy weet, Armin, ek dink dis is mense wat in vrees leef en nie in vrede en vreugde leef nie. Wie voel dat dit vanselfsprekend is dat ons moet net sondig. Dis deel van ons natuur. Daar is niks wat ons daaraan kan doen nie, en nie net niks wat ons daaraan kan doen nie. Daar dieselfde mense wat hulle eintlik sê is, daar is niks wat God aan hierdie saak kan doen. Ja. Dis en so ons minag nie, dis nie vir ons wat ons minag nie, want ons is in elk geval niks sonder hom nie. En die Bybel beloof ook nie dat ons deur onsself geregtigheid kan hê nie. Ja. Maar die Bybel sê wel, ons kan dit deur Christus. Ja. Christus in ons is die hoop van heerlikheid, die hoop van heiligheid. So as die Bybel vir ons sê God is magtig en hy is in staat om hierdie dinge vir ons te doen,
dan wat ons eintlik sê, wanneer ons sê dat ons sal maar nog altyd kort kom, ons sal maar nog altyd sondig, want dis in ons natuur, dan sê ons eintlik God is nie kragtig en magtig genoeg om iets te doen aan hierdie ellende waarin ons onsself vind. Ja, ek dink ook altyd aan die voorbeeld van hoe die Here vir die Israeliete gevra het om Jerigo in te neem. En hy het vir hulle 'n spesifieke manier gesê, weet hulle moet om die stad geloop het vir 6 dae, op die 7de dag soveel keer. En as die Israeliete 'n ander metode gevolg het, sou hulle nooit daai stad ingeneem het nie. Dan kon hulle teruggegaan het en hulle kon gesê het, jy weet, dis onmoontlik, ons kan nie daai stad vat nie, die mense is te groot en te sterk, weet of wat soos die spioene gesê het, of wat ook al. Maar hulle was in staat om die onmoontlike te doen, omdat hulle die metode gevolg het wat die Here vir hulle gee. En ek glo, daar's baie mense wat in hulle lewe oortuig is dat die Bybel leer dat ons kan sonde oorkom, maar hulle het die verkeerde metode en hulle maak staat op hulle eie krag en hulle probeer en hulle val en hulle probeer en hulle val en hulle probeer en hulle val en hulle het nooit die ondervinding van oorwinning nie, en dan sit hulle terug en hulle sê, okay, dit is onmoontlik. Waar dit nooit onmoontlik was nie, ons het net die verkeerde metodes gebruik, want ons het op onsself staat gemaak, op ons eie krag. En dis hoekom ons Sevende Adventiste Kerkie die mooi boodskap van geregtigheid deur geloof, waar die fokus sit op die woord van God en die krag van sy woord. Ons 'n paar aanhalings hieronder wat ek met ons luisteraars wil deel van die gees van profesie. Net voor jy dit doen, Armin, jy praat van die metode. Die psalmdigter, want aangezien ons deel 1 doen van die psalms, die psalmdigter sê in 119 vers 11, ek het u woord in my hart gebere. En dat is 'n rede waarom hy dit doen, dat ek teen u nie sal sondig nie. So, hoe leef ons 'n lewe sonder sonde pleeg in die toekoms, nadat Jesus ons gereinig het? Hoe moet ons dan maak om nie weer te sondig nie? Die psalmdigter sê, die woord moet in my gebere wees. Nou, as die woord nie in my hart is nie, as ek dit nie eet nie, as ek dit nie volg nie, elke woord van God volg nie, dan is dit eintlik vanselfsprekend dat ek nou ook dan sal sondig. Maar om nie te sondig nie, beteken om elke dag die woord in ons harte te bære. Elke oomblik van die dag volgens die woord te leef. Ja, en Johannes hoofstuk 1 sê vir ons dat Jesus is daardie woord. So luisteraars by die huis, as ons sê woord in jou lewe, wat ons basies sê is Jesus in jou lewe. En die enigste ding wat ons regtig het van Jesus is sy woord, is die Bybel. Ons weet nie wat sy gunsteling kleur nie, of hoe lank was sy hare nie, of al die tipe dinge, ons weet net wat is in die woord. So, om die woord in jou hart te bære, is om Jesus in jou hart te bære. En soos wat ons vroeër gepraat het van die 144.000, hoe kan ons deel wees van daai groep? Die Bybel sê vir ons daar in Openbaring 14, dit sê, dit is hulle wat die lam gevolg het, waar ook al hy gegaan het. Soos wat Hilmer nou gesê het, is om te lewe volgens elke woord, waar ook al die lam gaan. Jy kan nie sê, okay, weet, vandag gaan ek saam met die lam hierheen gaan, maar môre gaan ek maar 'n bietjie 'n ander pad gaan nie. Dit is elke dag waar ook al die lam ons vat. So dit sluit eintlik mooi aan by die aanhalings wat ek wil deel met ons luisteraars van die gees van profesie. Christus se wit kleed van geregtigheid sal nooit enige siel bedek wat in sonde bevind word, waarvoor daar nie bekeer en waarvan daar nie afstand gedoen is nie. Sonde is die oortreding van die wet. Daarom sal die wat die wet van God vertrap en ander leer om sy voorskrifte te verontagsaam, nie met die geregtigheid van Christus bekleed word nie. Jesus het nie gekom om mense in hulle sondes te red nie, maar van hulle sondes te red. En die belangrike idee hierso is dat Jesus se geregtigheid gaan ons nie dek terwyl ons vashou aan 'n sonde in ons lewe nie. As ek weet wat die Here van my verwag en ek bely al daai sonde, bely vir ons luisteraars by die huis, bely beteken om te besef en te erken dat dit is verkeerd. Om te bekeer van jou sonde beteken om weg te draai, bekeer, om soos 'n U-turn te maak weg van die sonde af. En al hierdie dinge is 'n gawe wat die Here vir ons gee. Dit geen glorie en eer vir onsself in enige van hierdie opsigte nie. Maar as ons ons sonde bely en ons bekeer ons sonde, beteken ons het 'n besluit gemaak in ons hart om weg te draai van daai sonde af. Dit is wanneer ons bekleed sal wees met Jesus se geregtigheid. Baie keer dan dink ons, ek kan nou maar net aangaan met my lewe, doen wat ek wil. Jesus se geregtigheid, sy kleed gaan my dek. En dit is 'n leuen van die duiwel. Want soos wat Hilmer vroeër gesê het, liewe luisteraar, mense sê ons gaan vashou aan ons sonde of ons gaan aanhou sondig totdat Jesus kom. Besef vandag, dit is die gemaklike evangelie. Dit is die boodskap wat mense wil hoor, want dit gee vir jou verskoning om vas te hou aan jou sonde.
Die evangelie wat vir mense sê, Jesus kan vir jou oorwinning gee, dit is die evangelie wat vir verandering vra, wat vir jou sê, daar's verandering wat moontlik is. Dit is die evangelie wat bietjie moeiliker klink vir die mense, omdat daar hierdie verandering is wat moet plaasvind. Dan die laaste ene, Christus is in staat om volkome te red almal wat in geloof na hom toe kom. Hy sal hulle van alle verontreiniging skoon was as hulle hom toelaat. Maar as hulle aan hulle sondes vasklou, kan hulle nie gered word nie, want Christus se geregtigheid bedek geen sonde waaroor daar nie ware bekering is nie. So, liewe luisteraar by die huis, vir my, vir Hilmer, vir u by die huis, ware bekering is wat belangrik is vir elkeen van ons, as ons gedek wil wees deur Jesus se geregtigheid. So Hilmer, dan as ons kyk na 'n Dinsdag se les, dit sê vir ons die wet in ons harte. So dit vra vir ons om te kyk daarso na Eksodus 33 vers 18 tot 23 en dan Eksodus 43. Nou vir ons luisteraars by die huis, hierdie storie veral aan die einde van hoofstuk 33 is basies waar Moses vir die Here gevra het of hy die Here kan sien. En die Here sê vir hom dat jy weet geen mens kan my sien en bly leef nie. En dan sê die Here basies vir hom dat hy gaan hom agter 'n rots sit en die Here sal verby beweeg en hy sal die agterkant kan sien. So ek gaan vir ons kyk daarso na Eksodus 34, want die hoofdeel wat Dinsdag se les, die hoofidee wat Dinsdag se les wil uitbring, is dat daar's hierdie verhouding in die Bybel tussen naam en karakter. En ons wil kyk of is dit waar? Is dit 'n Bybelse idee? So ons kyk hierso na Eksodus 34, dan sê dit vir ons hierso, as ons kyk hierso van vers 6 af. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep: Here, Here, barmhartig en genadige God, langmoedig en groot van goedertierendheid en trou, wat die goedertierendheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. So ons sien hierso in Eksodus 34 vers 6 en 7 dat definitief die Here se naam wat hy verkondig, maar dis al hierdie eienskappe of hierdie karaktereienskappe wat hierso genoem word. So Hilmer, om dit nou weer terug te vat na ons les toe oor die 144.000. Die 144.000 het die naam van die Vader of die naam van Jesus op hulle voorkop. Wat beteken dit? Wel, soos ons nou net gesien het, toe Moses vir God wil sien, het God sy karakter voorgegee. En dit is presies wat sy naam ook dan wat naam is. As ons nou net praat soos ons gewoonweg praat en ek sê, my vriend Armin daar in Thailand, Ja. hy het 'n goeie naam daar in Thailand. Jy weet, dit bedoel nie die Thai mense is so opgewonde met die naam Armin nie. Maar dis 'n mooi naam. Dit is 'n mooi naam, luisteraars, dis 'n baie mooi naam. Ek is seker jou ma gaan ook saamstem met jou. En miskien my vrou ook. Maar miskien. Ja, wel, so ons praat dan van jou karakter of jou gesindheid wat na vore kom of na verwys word. En die 144.000 het ook dan God se naam op hulle voorhoof ingegrafeer. Dit neem vir my na Filippense 2 vers 5 toe, waar Paulus sê, ons moet die gesindheid van Jesus het, en die Engelse sê, the mind of Christ. So die gesindheid, die karakter van Christus. Weet, daar is iets wat ek nou aan dink, aangesien ons nou ook vroeër gepraat van een of twee miskonsepsies. Jesus sê, as jy enige iets in my naam vra, Ja. sal jy dit kry. En baie mense dink dat dit te doen met die woord Jesus. Alhoewel die woord Jesus baie betekenisvol is dit meer as net sy naam noem wat Jesus daar sê aangaande hoe ons moet bid en hoe ons kan vra. Dit is, as jy in iemand se naam dan vra, as met wat ons nou praat, dan is dit, jy vra in sy karakter, met ander woorde, jy aanvaar sy karakter, sy wil word joune, sy gedagtes word joune, sy karaktertrekke word joune, en dan is dit, en sy lewe natuurlik word ook joune. Ja. En wanneer ons sy begeertes het, dan is die Vader tog te bly om vir ons te gee dit wat ons vra. Ja. So daai naam en karakter gaan saam, en dan weet ons ook, die 10 gebooie of die wet van God is 'n weerspieëling van sy karakter, want God is onselfsugtige liefde, en die wet van God is onselfsugtige liefde, veral
die eerste 4 onselfsugtige liefde teenoor God en die laaste 6 onselfsugtige liefde teenoor ons medemens. So Hilmer, daarso aan die einde van hierdie stukkie vra vir ons die vraag: as ons deur geloof en nie deur die wet gered word nie, waarom is God se wet dan so belangrik? So ek gaan dit maar op my neem om hierdie ene te antwoord, hoor Hilmer. So dit is 'n vraag waarvoor ek lief is. Ja, dit is sy karakter. Ja, presies. So, die wet is nie 'n slegte ding nie en ons moet ophou om te kyk na die wet as 'n negatiewe ding. Die rede hoekom ons na die wet kyk op 'n negatiewe manier is omdat ons die wet oortree het. Maar as ons nooit die wet oortree het nie, is die wet nog altyd 'n goeie ding gewees, want die wet is 'n weerkaatsing van God se karakter. As Dawid sê in Psalms, die heel dag lank dink ek aan God se wet, dan dink baie mense vir hulle self, ja, dit klink bietjie snaaks. Hoekom dink hy heel dag lank aan God se wet? So as Dawid praat van hy dink aan God se wet, dan bedoel hy is besig om te dink oor God se karakter, hierdie eienskap van onselfsugtige liefde. En ek dink dit is hoe ons daarna moet kyk, dat die wet gee God vir ons, want hy is lief vir ons, hy wil ons beskerm. Hy wil hê ons moet soos hom wees, nie net omdat hy vol van homself is nie, maar omdat hy weet die wet is die beste manier vir ons om te lewe. Kom ons kyk bietjie na Woensdag, daarso Hilmer. Woensdag as ons kyk na Psalm hoofstuk 5. Psalm hoofstuk 5. Hierso vergelyk Dawid basies die goddelose mense met die 144,000. Daarso in Openbaring hoofstuk 14. En dit vra vir ons 'n vraag hierso. Dit sê vir ons watter ooreenkomste vind jy? As ons kyk hier deur die les en ons lees dit, dan noem hulle eintlik al die hulle antwoord eintlik hulle eie vraag hierso in die les vir ons. Dit sê vir ons, jy weet hoe die goddelose mense weet wanneer hulle praat dan is daar bedrog in hulle mond en al hierdie tipe dinge, waar die 144,000 het nie hierdie bedrog nie. Hilmer, is daar enige ander vergelyking wat jy miskien kan aandink hierso? Ja, ook aan die aanbidding, die eerbied wat ons aan God moet gee, die regverdiges eerbiedig vir God en aanbid hom, en ons sien dieselfde daar ook in Openbaring 14 vers 7 wat die inleiding is tot die drie engele boodskap. So Hilmer, as ek kyk na hierdie 2 stukke, dan sê dit basies vir my, jy kan nie aan God se span wees en aan die duiwel se span wees aan dieselfde tyd. Jy kan nie in die middel sit nie. Dis hierdie duidelike verskil tussen God se mense en die mense wat nie in God se span is nie. En hoe meer en meer ons soos Jesus word, hoe minder en minder gaan ons soos die wêreld word. En ek probeer nie sê dat jy kan 'n bietjie van Jesus en 'n bietjie van die wêreld hê nie. Wat ek bedoel is, ons moet altyd 'n totale oorgawe maak aan die waarheid en die lig wat ons het. Maar daar's nog dinge wat ons nie weet nie. En daai dinge is nog 'n bietjie wêreld wat in ons is. En soos wat die Here dit aan ons openbaar, moet ons daai dinge opgee. En soos wat ons dan daai nuwe lig aanvaar en daai dingetjies opgee, is daar hierdie groter verskil tussen ons en die mense in die wêreld. En dit laat die mense in die wêreld God se mense haat. Want jou lewe, nie net jou woorde nie, maar jou lewe is hierdie getuie wat die mense skuldig laat voel. Want hulle kan sien, net soos wat die wêreld Jesus gehaat het toe hy hierso was, so sal die wêreld ook Christene haat as hulle regtig weet Jesus se karakter uitleef. So ek gaan vir jou die vraag hierso aan die einde van hierdie dag se stukkie. Dit sê so: stel jou voor jy staan voor 'n heilige en 'n volmaakte God in die oordeel, met elke daad wat jy gedoen het ten volle voor hom ontbloot. Wat vertel hierdie vooruitsig jou oor jou behoefte aan Christus se regverdigheid? Ja, dit wys vir my dat 'n totale onafhanklikheid van op Christus, dat ek totaal afhanklik op Christus moet wees. Ons beste pogings is soos Jesaja 64 vers 6 sê, soos vuile lappe, sonder geloof in Christus is daar, beteken dit eintlik niks. Maar in hom is ons geklee in sy geregtigheid, en net deur geloof in Jesus kan ons met vrymoedigheid die oordeel tegemoet kom. Ja, so as jy nie Jesus in jou lewe het nie, dan is jou telling 0. Jy het niks goeie dinge, jy het niks om voor te wys nie en jy moet vrees. Maar met Jesus in jou lewe is dit 100. Dit is all of nothing, alles of niks. Dit is hoe dit is. En dit is regtig 'n baie mooi idee. En vir julle luisteraars by die huis, soos wat julle na ons gesprek luister as ons praat oor die les, ek hoop julle kan sien dat die fokus van elke punt wat ons probeer uitbring hierso is Jesus en wat Jesus kan doen vir ons. Dat daar's niks vir ons in te roem in onsself nie, ons werke beteken niks, ons het geen krag in ons eie om 'n sonde te weerstaan nie. In hierdie les, gesels bietjie les, in al hierdie lesse wil ons seker maak dat Jesus is die middelpunt, dat Jesus kry al die glorie en die eer vir wat hy vir ons kan doen. Ons wil net ons agenda is oop en bloot vir almal om te sien. Ons wil net Jesus eerste stel, Jesus groot maak, die kruis oplig en wat hy vir mense kan doen. Dan as ons kyk daarso na
donderdag se les. Ons is nou bietjie baie naby aan die einde. Ek raak bietjie hartseer hoor. Hierdie was 'n baie lekker tyd saam. Dit sê hierso leer oortreders. Ja, so lekker. Leer oortreders u weg. Daar sê in Jesaja, dit was eintlik laasweek se les gewees. Jy weet, Jesaja het gesê, weet ek kan dit nie doen nie. Toe kom die engel raak sy lippe aan. Hy skoon gewas van sy sondes en dan sê hy, hierso is ek kan gaan om te werk. Die les sê hierso vir ons, met ander woorde, toe hy besef het dat hy met God reg was, ten spyte van sy tekortkominge, was hy gereed om vir die Here te werk. Nou vir ons luisteraars by die huis, ek wil net seker maak dat julle verstaan dat die tekortkoming wat hiervan gepraat word, is nie moetswillige sondes nie. Die tekortkoming hierso is, jy het miskien nie goeie spreekvermoë nie, of jy dink jy het nie goeie sosiale skills om met mense te werk nie. Maar hy het geweet, hy is reg met God, is wat die les daarso vir ons sê. Hy is reg met God. Dit beteken dat al sy sondes waarvan hy weet, het hy bely, hy het bekeer van daardie sondes. Ten spyte van sy tekortkome, hy weet, ek sê die slimste persoon of die mooiste persoon, of ek kan nie die beste praat nie, was hy gewillig om vir die Here te werk. Want al daardie ander dingetjies maak nie saak nie. Die belangrikste ding is, as jy vir die Here wil werk, is om 'n totale oorgawe te maak aan hom. Dit maak nie saak of jy universiteitsgraad het of nie, dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Al daai dinge beteken niks. Die belangrike ding is om dat jou saak reg is met die Here. Dan hierso in Psalm 51, Hilmer, ek gaan vir ons 'n paar stukkies daarvan lees. Dit sê hierso, wat het Dawid beloof om te doen nadat hy van sy sonde kwytgeskeld en gereinig is? So luisteraars by die huis, ek en Hilmer, ons maak dit nie op nie. Ons vat dit net hierso uit die les uit. Die les wat klaar voorberei is, dit sê hierso vir ons, wat het hy beloof om te doen nadat hy van sy sonde kwytgeskel en gereinig is. Dit sê hierso vir ons, wat het Dawid beloof om te doen terwyl hy nog saam met 'n ander se vrou in die bed gelê het. Dis nie wat dit hierso sê nie. Dit sê nadat hy van sy sondes kwytgeskel is. Dit sê hierso vir ons, en dis eintlik so 'n mooi stuk, Psalm 51. Dit sê hierso vir ons, skep vir my 'n rein hart oor God en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. So hy sê hierso, skep vir my 'n rein hart oor God, gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees en die doel van dit is ek wil vir die oortreders u weer leer. Hilmer, is regtig so belangrik vir myself, vir jou, vir al ons luisteraars by die huis, dat as ons vir die Here wil werk, moet ons 'n totale oorgawe aan hom maak. Ons saak met die Here moet reg wees. Dit beteken nie jy moet die Bybel perfek verstaan nie. Dit beteken nie dat al jou sondes wat jy nie eers van weet nie, moet jy ontslaaf van raak nie. Dit beteken nie jy moet mooi kan praat of enige van hierdie dinge nie. Net die lig wat jy weet om 'n oorgawe te maak aan die waarheid, die lig wat jy weet, en die Here kan mense gebruik vir wonderlike dinge. Hilmer, is daar ietsie wat jy wil sê daaroor? Ja, net weer op Jesaja, aangesien dit ons eerste uitgawe is en ons het nou al les 7 en 6 ook al verby gestel. Ag nee. Wil ek net iets noem, daar is presies hoe jy daar sê, dit is bekende sonde. Toe Jesaja kom na die troon toe, besef hy sê daar, wee my, ek is verlore. So wat ons sien is, en dis eintlik ook baie belangrik, Jesaja is nie volmaak voordat hy na God toe kom nie. Dis wanneer hy na God toe kom, dan word daar 1 of 2 dinge vir hom uitgewys en nou word hy bewus daarvan. En hy sê presies wat dit is, en ek like hoe die Bybel dit beskryf en hoe dit gebeur het, want hy sê ek is 'n man onrein van lippe. Dit is baie spesifiek. Dis nie 'n saak van ek is 'n sondige mens, ek het 'n sondige natuur of so. Nee, hy besef daar's iets met sy lippe, dalk iets wat ingegaan het of dalk iets wat uitgekom het. Jy weet, waar sy lippe betref, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. So hy besef daar is 'n spesifieke sonde wat nou aan hom uitgewys is, en onmiddellik bely hy daardie sonde. Hy sê dit is waar die fout lê. Dis wat ek nou kan sien. Ja. En dan sê dit, dis daardie spesifieke sonde ook wat dan aangeraak word deur die kool, die gloeiende kool in die Engels aan.
want die kool gaan direk na sy mond toe. Dit raak sy lippe aan. So wat ons hier sien is sondes wat God aan ons bekend maak, wat ons dalk nie van weet nie, moet ook bely word. Jy kan nie nog lank wag nie. Daar is 'n werk wat gedoen moet word. God wil jou gebruik om daardie werk te doen. Maar daar is iets wat jou verhoed om daardie werk te doen. As ons nou kyk na Moses byvoorbeeld. Moses is ook uitgekies om daardie werk te doen en daar was natuurlik iets wat ook fout was op pad na Farao toe. Ja, na Farao toe in Egipte, toe hy nou teruggaan om te sê God wil hê jy moet sy mense laat gaan. Was daar op pad voor daardie gebeurtenis het Moses alreeds gesê ek kan nie gaan nie want ek kan nie lekker praat nie. Maar dit was hier sonde om nie lekker te kan praat nie of goed te kan praat nie. Jy weet, so daar was niks wat God daaraan moes doen nie, behalwe God het vir hom vir Aaron gegee. God het nie dit van hom af weggehaal nie, maar God het dit vir Aaron gegee. Maar toe daar wel iets anders was wat God aan die lig moes bring en toe besef Moses, ek moet dit ook bely. En toe kon hy voor Farao gaan staan om vir God te verteenwoordig. God wil hê, u kyker, student van die les, julle wat saam met ons gesels oor hierdie les, weet dat God 'n groot werk het vir u om te doen. En hy wil hê jy moet gaan in sy naam, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons sien dit duidelik daar in Matteus 28. Hy wil hê ons moet gaan in sy naam. Maar ons kan nie sy naam het en nog bekende sondes ook het nie. Wanneer hy daardie bekend maak aan jou, bely dit onmiddellik, sodat, want God weet, hy het jou geskape om vir hom heerlikheid te bring. En met sonde in jou lewe kan jy identiteitsprobleem hê, want jy kan nie uitleef wat God graag wil hê, waarvoor jy geskape was nie, om vir hom heerlikheid te bring. En Dawid, jy weet, ek hou van hierdie storie, Armin, vir die hoop wat dit vir ons gee, en die hoop wat dit vir my ook in my verlede gegee het, dat Dawid, en jy weet, toe Nathan na Dawid toe gaan, toe sit nou al 'n lang tydperk, wat hy met hierdie sonde eintlik sit, maar hy het eens besef, hoe groot sy sonde is nie, en hoe ver hy agteruit gaan nie. Maar God was so genadig vir Dawid, dat hy vir Dawid die profeet stuur. En jy weet, dis ook vir my en vir ons lesers, ek bedoel ons luisteraars en ons kykers, dis baie indrukwekkend hierdie, dat God wil nog steeds vir hom gebruik, alhoewel hy afgewyk het van die plan van God, van daardie hart van God wat hy eens op 'n tyd gehad het. Hy het daarmee afgewyk, maar God het vir hom 'n profeet gestuur, en soms praat die profeet vandag met ons ook. Dis nie om kwaad te word nie, maar dis is ook om te wys wat God nog met ons wil doen, in ons wil doen, en ook sodat hy iets groot deur ons kan doen. En dit is die formule. In jou en dan deur jou. Jy weet, Dawid sê, hy weet hoe die formule werk. As God dit doen vir hom, in hom doen, 'n nuwe hart skep, 'n nuwe gees skep. Wanneer God dit doen, dan weet hy, kan hy eers ander gaan leer. Dan weet hy, dat hy kan sing van God se geregtigheid. Dan weet hy, dat hy nou sy mond kan oopmaak, om God die heerlikheid te bring, om God te prys. En dan leef hy sy identiteit in God uit. En ons weet, selfs die sielkundige sê, die oomblik wanneer jy weet wat jou identiteit is, en vir ons as Christene, is ons identiteit word gevind in Christus en sy geregtigheid. Wanneer ons daar is, dan kry ons waarmee ons begin het, daardie vrede, daardie vreugde, is 'n lekker iets om in God se teenwoordigheid te kan wees. Ja, ek hou daarvan hoe jy gesê het, dat, weet toe hy, Jesaja na die Here gekom het, jy kom nie perfek en alles is heeltemal reg en dan kom jy na die Here toe nie. Die rede hoekom jy na die Here toe kom, is sodat hy al daai dinge kan regmaak. E.J. Wagner het geskryf, hy het gesê, die Here neem ons nie aan as sy kinders omdat ons goed is nie, maar omdat hy ons goed wil maak. Ja, en so, definitief,
dit beteken nie kom na die Here toe en dan bly net soos wat jy is nie, maar kom na die Here toe so stikkend en so broken soos wat jy is. Dit maak nie saak wat in jou verlede gebeur het nie. As ons sondes bely, bekeer van daardie sondes, sal die Here ons gebruik. Dit maak nie saak hoe oud jy is of jou al hierdie ander dinge in die wêreld maak nie saak nie. Die belangrike ding is om 'n totale oorgawe aan Jesus te maak. So, Hilmer, dan is ons weer terug gaan hierso na donderdag se les toe. Dit praat oor hierdie 3 engele boodskap wat die ewige evangelie is wat ons aan mense moet uitdra. En so, dit is basies die fokus van hierdie les was basies Openbaring 14 gewees, en om te kyk na Psalm, te kyk na Openbaring 14, so David het daarso gesê, geef my 'n reine hart, sodat ek kan gaan en ander mense kan gaan leer, en dan direk sien ons dit hierso in Openbaring 14, hierdie 3 engele boodskap wat ons moet uitbring na die wêreld toe. So ons het nou ongelukkig nie tyd om elke engel 'n bietjie detail in te gaan vandag nie. Dis nou ongelukkig so. Maar vir ons luisters by die huis, as jy belangstel in die 3 engele boodskap, stuur vir ons 'n e-pos by trustheswordnow@gmail.com of lewer 'n bietjie kommentaar onder die video. Dan kan ons 'n bietjie saamgesels oor hierdie 3 engele boodskap wat regtig baie belangrik is vir ons. Nou as ons kom hierso by Vrydag se deel van die les, dan het ons 'n aanhaling daarso uit patriarge en profete, maar ek wil ons met fokus daarso op daai besprekingsvragies wat ons daarso het. Sê vir ons, die mens het hopeloos misluk deurdat ons nie deel van die verbond wat ons met God gesluit het nagekom het nie. Dit basies beteken ons kan nie gehoorsaamheid gegee het aan die wet nie. Dawid, 'n man so na aan die hart van God, ten spyte van 'n paar groot oortredings, tog kragtig gebruik om die voorwaardes van ons verlossing aan ons te verduidelik. In watter sin is Dawid 'n voorafskaduwing van Jesus wat God se verbond namens ons volgemaak het? En waarom is wat Jesus namens ons gedoen het ons enigste hoop? So maar ek kan net sê vir hierdie ene, definitief soos wat ons nou net gesê het, Dawid, dit maak nie saak hoe sleg sy verlede was nie. Die Here was steeds gewillig om hom te gebruik, en dis kom hy gevra het vir die Here om hierdie nuwe hart in hom te skep, sodat hy kan gebruik kan word. En dit is wat vir ons ook hoop gee, dieselfde hoop vir ons hier vandag in ons lewens. As ons kyk na ons verlede is in die ding wat ons al gedoen het in ons verlede, kan ons daai selfde hoop vind uit Dawid se storie. So in watter sin is Dawid 'n voorafskaduwing van Jesus wat God se verbond namens ons volmaak gehou het? En waarom is wat Jesus namens ons gedoen het ons enigste hoop? So definitief wat Jesus vir ons gedoen het is ons enigste hoop, omdat ons self nie daardie gehoorsaamheid aan die wet kon gegee het nie. Okay, dan gaan ek vir daai tweede vraagie vraag. Watter skrifgedeeltes in die Psalms het jou al 'n bietjie gehelp, of was vir jou al veral betekenisvol, deurdat dit met tipes ondervindings wat jy gehad het ooreengestem het? So enige deel in die Psalm wat jy miskien aan kan dink, Hilmer? Wel, soos ek voorheen gesê het, Psalm 51 beteken vir my baie. Want in my lewe het ek persoonlik al in 'n soortgelyk soos geval soos Dawid, jy weet, waar jy voel jy het misluk, jy het God se eer, jy het hom oneer, maar hy bly getrou. En die feit dat hy jou nog steeds kan gebruik wanneer jy na hom toe kom, is jy voel nie waardig nie, maar of jy weet op jou eie is jy nie waardig nie. Maar die feit dat hy nog steeds in jou en deur jou wil werk, is vir my baie kosbaar. En Psalm 51, soos ons gesê het, hy maak jou vry, hy vergewe jou, of hy wys eers jou sonde uit. Ja. Jy bely dit, hy vergewe jou, en nadat hy jou vergewe het, bemagtig hy jou ook. Hy gee jou krag om te oorwin, en hy gee jou krag om 'n groot werk vir hom te doen. En dis daardie een is vir my baie mooi. Ons het ook aan Psalm 119 geraak hoe belangrik die woord is, en ons weet die woord is Jesus, so hoe belangrik die woord is in ons lewens. Psalm 23, wie kan nou nie daarvan praat nie? Armin, ons gaan nie te veel daar. Ek is seker ons is my herder. Ons baie van daai. Ja, hy is ons herder. Niks sal my ontbreek nie. As ek hom het, dan is daar niks als ek kom dan nie kort nie, Armin. Ja. As ek hom het nie, wanneer ek hom nie het nie, wanneer ek hom verwerp, dan kom ek kort. Dan het ek daardie tekortkominge wat my weghou van hom af. Maar nie terwyl hy my herder is. En dan natuurlik wil ek ook sê Psalm 46, waar hy ons toevlug in tye van benoudheid is. Daar is so baie ander wat vir ons hoop gee. Een ding wat ek wil sê, wanneer ek altyd mense gaan besoek het, jy weet, in die hospitale, en die persoon kan miskien nou nie saam praat nie, of
dialoog het nie, dan lees ek maar net die psalms, jy weet. En ek het al gesien hoe die lesing van die psalms vrede in mense se harte bring, selfs op 'n sterfbed, soos ons dit sê. Dis baie mooi. Dankie dat jy dit met ons gedeel het. So, vraag 3 sê daar's 'n vir ons, waarom verwys die psalms so dikwels na die tempel? Wat kan ons uit Dawid se liefde vir die heiligdom leer? So ek kan definitief sê, Dawid, hy wou die tempel gebou het dit nie vir hom uitgewerk nie, omdat daar's dingetjies gewees wat nie reg was nie, en sy seun het die tempel gebou, maar ek dink Dawid se liefde vir die heiligdom, is 'n soortgelyke liefde wat ek het vir die heiligdom. Dit wys vir ons dat God is regverdig. Die wêreld is baie onregverdig, en ons kan nie op die regerings en al hierdie tipe dinge staat maak, politieke leiers staat maak om alles regverdig en mooi en so te maak nie. Maar wanneer ons kyk na die heiligdom, sien dit ons het 'n regverdige God wat alles in ag neem, al die geheime dingetjies en alles, hy kan alles sien, en dit is regtig vir my iets wat baie baie mooi is van die heiligdom. En ek glo dit is ook dis ook nie net Dawid se psalms wat hy geskryf het wat oor die heiligdom gaan nie, maar daar's ook ander waar die onwetendheid, die onsekerheid van die lewe bietjie verwarring gebring het, maar totdat die psalmdigter in die heiligdom gekom het, het hy weer toe hy daar kom te kry vrede, want hy sien toe nee, die Here, dit wys vir hom daar dat God die een is wie die einde van die begin af ken. Ja, dis baie mooi. So Hilmer, ons het nou basies gekom by die einde van ons tyd saam met vandag se les. So ek gaan my slotdeeltjie sê, dan sê jy maar jou slotdeeltjie. As ek hierdie les moet opsom, les 8 vir gesels bietjie les. Sal ek sê, sonder Jesus is ons niks, maar met Jesus is ons alles. Die verskil is verskriklik groot, en die droom of die waarheid vir die 144,000 in Openbaring 14 is, dat dit is die groep mense wat Jesus se karakter werklik ten volle aan die wêreld sal openbaar. Kyker by die huis, sonder Jesus is ons niks, maar met Jesus alles. Hilmer, wat is jou laaste idee vir ons? Ja. Liewe vriende, God roep vir een en elk van ons, die uitnodiging om daar te kom was en skoon te word in sy bloed is vir ons almal. En daardie bloed het nog nie sy krag verloor nie. Die eeue van tyd het niks verminder aan dit wat God vir ons wil doen nie. En dit maak nie saak watter sonde jy ooit gepleeg het nie. Glo 1 Johannes 1 vers 7, die bloed van Christus reinig ons van alle sonde. En toets hom, proe 'n bietjie sy woord, en jy sal sien hoe goed ons God regtig waar is. Amen, dit is baie mooi. Ek gaan vir ons 'n gebed doen, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, so baie dankie dat U saam met ons was deur hierdie les, dat ons so lekker kon gesels oor die Bybel, oor die waarheid, oor wat U vir ons gedoen het, en nie net in die verlede nie, maar vandag nog en selfs in die toekoms. Help ons om die volle gawe van Jesus Christus te aanvaar in ons lewe, dat ons 'n totale oorgawe sal maak, dat ons kan besef dat U kan ons gebruik. Dit maak nie saak of wat se kwalifikasies ons het, of hoe oud ons is, of waar ons bly nie, maar as ons 'n totale oorgawe aan U maak, sal U ons gebruik vir werk vir U koninkryk. Ons dankie vir U liefde, vir die genade in Jesus se naam alleen. Amen. Vir ons kyker by die huis, baie dankie dat julle aangesluit het by ons eerste episode van Gesels 'n bietjie les 8. Hilmer, baie dankie dat jy ook vandag hier so saam met ons was. Dit is baie lekker altyd om saam met jou te gesels. Ek geniet dit altyd verskriklik baie, en ek sien uit vir volgende week vir les 9. So ons kyker by die huis, onthou, klik daai like, subscribe, deel met jou vriende, familie, jou kerkmense, as dit waardevol is hierdie video vir jou, en jy kan ons webwerf gaan besoek of 'n e-pos vir ons stuur. Onder die video sal ons dit daar sit, en sien julle volgende week vir Gesels 'n bietjie les.